Goeiedag en baie welkom. Dit is Woensdag en prys die Here. Ons is besig met Openbaring en in hoofstuk 2, ons is Sondag by die Smyrna brief, die tweede brief, en dit is Woensdag en ons is by die derde brief, die Pergamusbrief. Die Pergamusbrief. Nou so, dit moet vir jou 'n aanduiding gee. Hierso, dit is waar oor Pergamus gaan, daar, die sien jy daai twee handjies, daaroor gaan dit. Maar kom ek voordat ek daarby kom, Pergamus is in Grieks die woord, daar is hy, Suvimessamos. En Suvimessamos beteken dit, compromise, ek het maar compromise daar gesit en ek is nie so seker of jy so woord in Afrikaans spreek soos compromitteer nie. Maar dit is wat dit beteken, to compromise, om 'n compromise met iemand aan te gaan. Dit is hoekom ek die twee handjies daar het. Nou, weer eens vir 'n bietjie agtergrond, dit maak dit net lekker en interessant. Hierdie stad was 'n welbekende stad gewees vir sedelose partytjies en vir tempelprostitusie en was oortrek met heidense tempels en beelde wat vandag nog sigbaar is. Hierso is 'n foto van wat vandag geneem is. Die stad sit nou meer hierdie kant toe, die nuwe stad. Daar's 'n tuurbusse, sien jy daarso. En kyk hierso lê dit. Dit is, jy kan sien die tekens is daarvan afgoderye en tempels en sulke goed. Net vir interessantheid, Antipas. Nou wie is Antipas? Antipas, dis nou nie ou wat in die weermag is en hy is uitpas uit nie, nou is 'n Antipas nie. Antipas was 'n mensenaam. Dit was die eerste Christen wat in Asië, in die hele Asië vir sy geloof gemartel en gesterwe het. En dit het hier in Pergamus plaasgevind. En waar dit nogal plaasgevind het, is op hierdie foto sigbaar, en dit is hier. Reg daar, hier so die mense gesit, daar so 'n leeu in die hok uitgegooi en dan moes jy beklei as die Christen en die leeu probeer oorwin het. En ja, 'n ander ding oor Pergamos was daardie tyd en is vandag nog steeds 'n ryk hawestad. Ons kyk 'n foto hierso wat geneem is. Daarso, dit is uit die hawe uit. Jy kan sien daar is groot vragskepe daarso. Klein hawetjie soos wat ons hier het in ons dorp gaan nie sulke bote kan toelaat nie. Dit moet 'n groot hawe daarin wees om dit te kan doen. En hierdie stad was, hoewel dit 'n groot hawestad was, was dit die res van die wêreld ver voor op die gebied van medisy. Die hoofafgod in Pergamus was dan nou juis ook hierdie knaap, hierso ons het 'n foto gekry van die afgodsbeeld, daar is hy. En daai lelike klonk se naam is Aesculapius. En hy was die god van genesing en hy het genesing deur daarso sien jy is 'n liderlike slang daarso aan sy staf. Hy het deur slange het hulle geglo genesing het hy dan gegee.
Dit het 'n baie groot impak gehad op die mediese en tot op hierdie dag en hierdie jaar wat ons is 2000 jaar later, word die slang nog steeds wêreldwyd op mediese embleme gebruik om mediese aan te dui. So eintlik, wow, besef ons nie daar soos die slangetjies om die staf soos wat hy het. Dit is 'n heidense gebruik eintlik. Die slang, baie slang en Satan, baie prominent ook op hulle geld gewees. Baie gelukkig gewees, prys die Here, om 'n foto te kon gekry het van hulle geld. Daar kan jy sien, daar is hy baie prominente slang daarso, en hier is 'n lelike stuk slang, hy is besig om sy eie stert by te kom. Daarso, tjum. Op hulle geld was die slang ook vertoon. So, dit is bietjie agtergrond oor Pergamus. Kom ons begin dan vers 12. Vers 12 lees as volg: En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die tweesnydende swaard het. Die engel van die gemeente is nog steeds die leier, die pastoor, die prediker van die kerk. Hy met die skerp tweesnydende swaard is definitief Jesus, en die woord sê dit is die swaard wat tweesnydende swaard wat sny weg na iemand en terug na jouself toe. So mense wat baie lief is daarvoor om die Bybel aan te haal en vir mense te wil tug met die Bybel, moet altyd onthou. Dit is dieselfde hier waar ek staan om vir jou boodskap te bring. Die woord wat ek vir jou bring, ek is besig met woord. Die woord van die Here sny nie net na jou toe nie, hy sny na myself toe terug ook. Maar dit wys ook meer na die karakter van Jesus, die woord wat vlees geword het. Hierdie is wow, vanuit die Ou Testament na die Nuwe Testament sny. Van die Ou Testament sny hy na die Nuwe Testament toe, en hierdie swaard, hy gaan ook oordeel Jesus met sy woord. Amen. Vers 13 lees, Jesus sê, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is, en jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Daar is die bewys van Antipas wat daar gesterwe het. Right. Waar gaan ons begin? Kom ons begin by jou voor. Weereens begin hierdie brief ook met die positiewe en die aanvaarbare dinge wat Jesus sê hy ken van hulle. Eerstens sê Jesus vir hierdie kerk of hierdie lewe dat hy geleë is in die omgewing waar die troon van Satan is, maar dat hy gestaan het. Waar is die troon van Satan? Dit is waar afgoderry plaasvind, waarsêery, toordery, dobbelry, toordokters en al hierdie ander dergelike dinge waar dit plaasvind. Jy bly daar. En ons almal bly op
op hierdie aarde seker op of in die Pergamus omgewing, want al hierdie goed is die orde van die dag rondom ons. Dan sê Jesus ook, en te midde van dit was daar vervolging en dood, maar hulle het die woord aanhou verkondig. Hulle het nie opgehou nie, hulle het geglo en nie Jesus se naam verloon nie. Nou, kom ons wees eerlik, hierdie klink na mense wat ons nou sal sê, hierdie ouens is ernstig oor die Here. Te midde van al hierdie goed staan hulle vas en hulle verloon nie die Here se naam nie. Nou, dit klink so tot op hierdie stadium, maar dan kom vers 14 en die Here het tog 'n aanklag teen hulle. Hier is dit vers 14. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biljam en wat Balak geleer het om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te word, naamlik om afgodeoffers te eet en te hoereer. Baie belangrik wat hier so staan, baie belangrik veral hier op die einde van die hoereer. Ek sal aan die einde van die vers dit noem, maar dit is 'n baie belangrike punt daardie. Nou heel eers gaan jy sê, okay, nou maar wat beteken dit? Hier staan 'n paar goed wat ons nou nie verstaan nie, wat daar staan nie. Die leer van Biljam en dan word daar gepraat van Balak. Wie was die twee? Nou, hulle is nie baie bekend nie, in die Bybel word hulle nie baie genoem nie, maar hulle word genoem. Hulle word genoem in Numeri 22 tot Numeri 24, en daardie 22, 3, 24, en daardie 3 hoofstukke word hulle genoem. Daar lees jy van Balak, was die koning van Moab, en hy het vir Biljam gekry. Nou, Biljam was 'n vals profeet. Hy het hom gehuur om 'n vloek oor die Israeliete uit te spreek. En omdat hy dit nie kon regkry nie, het hy aan die koning, aan Balak voorgestel, hoor hierso, ons gaan nie hier regkom nie, maar ek het 'n plan. Ons vat hierdie Moabitiese vroue, hulle sê hulle was baie mooi vroue gewees, en ons stuur hulle in Israel in, om hierdie Israeliese mans te verlei. As hulle kan verlei, sal hulle oorreed om afgode te aanbid, om saam met hulle te aanbid en feeste vir Baal saam met hulle te vier. Dit is afgodsoffers eet. Wat beteken dit vandag? Om afgodsoffers te eet en te hoereer sluit in om ander dinge buite die Here se woord, nie Christelike reëls, tiranniese bestuur, vals lering, en om staatkundige wette te aanvaar en na te kom en te ondersteun, soos abortus in ons dag en ook homoseksuele troues. Dit is afgodsoffers eet en hoereer. Want die hoereer is, jy hoereer met Satan, met die waarheid, hoereer jy, vermeng jy. Die Here sien dit nie as vermeng nie, die Here sien dit baie ernstiger, die Here sien dit as hoereer. Verskriklik klink dit, uit die Bybel uit, ja, uit die Bybel uit. Jesus sê, ek ken die plek waar jy woon,
tussen die moslims en die toordokters waar daar gedobbel word, waar daar gesteel word, waar daar gesmokkel word en waar daar gedurig betoog word en moord gepleeg word. Die Here sê ek sien dit, ek weet daarvan. Ek weet ook dat jy teen hierdie dinge bid. Jy bid teen dit en my hulp aanroep. Here, beskerm ons teen hierdie vyand, teen hierdie aanvalle, hierdie plaasaanvalle, Here, teen hierdie toordoktery en al hierdie goeds. Here sê, ek weet dat dood oor jou en sommige van jou familie gespreek is. Dood van vervloeking, van siekte, van armoede en verwerping. Here sê, en ek weet, jy het nie jou geloof in my verloor nie, jy glo dat ek jou sal help en julle hier sal uithelp en sal verlos. Here sê, ek weet dit. Here sê, dit is my goed en aanvaarbaar dat julle glo en tot my bid en julle vertroue in my sit. Maar die Here Jesus sê ook, dit is my onaanvaarbaar dat jy op wanneer daar gebid word, dan bid jy en jy vra my seën en jy vra my guns, maar 'n uur later, 'n dag later, dan uit sogenaamde, kom ons noem dit desperaatheid, maar ons is desperaat, dan wend jy jou tot bose hulp en ander uitwegte. Dieselfde goed teen wat jy bid, maar jy bid teen dit, maar jy pas dit ook toe. Die Here sê, hoe werk dit? Uit sogenaamde desperasie het jy gaan dobbel en die toordokter gaan sien. Jy bid daarteen, maar jy gaan soontoe vir hulp uit desperasie, en dan noem ons dit, dan het ons nie eens die guts om te sê, Here, ons sondig nie. Ja, nee, Here, ons, dis uit desperasie uit, Here, ons is desperaat. Die Here sê, daardie desperaat is niks anders nie as 'n teken dat jy besig is met godsdiens wat jy vermeng, dat jy besig is om die woord, my woord, te horeer met die dinge van die wêreld, dat jy my nie werklik vertrou nie, dat jy besig is om afgodsoffers te eet. Elke keer as jy hierdie goed gaan doen, dan eet jy afgodsoffers, want jy doen saam met hulle wat van die wêreld is, hulle wat verlore is, jy doen saam met hulle presies hulle dinge, en jy deel daarin. Jesus sê, dit is my onaanvaarbaar, dat jy bid en teen hierdie vloeke en al hierdie goed bid, maar terselfdertyd vervloek jy self mense. Dan jy mos net so erg soos hulle, met negatiewe verslae en ongegronde jaloerse aantuigings, en uit alles uit jaloesie uit. Jesus sê, dit is my onaanvaarbaar, dat jy my guns vra omtrent sekere landsake, maar intussen aanvaar jy en deel jy in ander goddelose landsake. Here sê, hoe werk dit? Jesus sê, dit is my onaanvaarbaar dat jy my guns vra omtrent huishoudelike goed, huishoudelike sake, soos die water en elektrisiteit, veral in ons land. Maar dan gaan neem jy deel, en dan hoor jy hulle, en hulle kan halleluja, prys die Here, en dis die modimo voor en die modimo agter. Die Here sê, en hulle klink soos kinders van die Here, maar die volgende dag is daar so 'n optog, en hulle gaan neem deel, en hulle verwoes alles wat voorkom. Here sê, dit is
nie opregte vertroue in my nie. Dit is nie verhouding met my nie. Dit is 'n lewe met 'n godsdienstgeur, 'n godsdienstflavor, niks anders te nie. Die Here sê 'n ander groot ding wat hy teen is, wat aanvaarbaar vir hom is. Hy sê dit julle open funksies, julle open julle parlement, julle open funksies by skole en oralste in my naam met gebed en dan volg julle eie koppe. Vra vir my, wil Here laat u wil geskied, dan gaan julle aan en julle volg julle eie koppe. En dit lyk nie of julle al ooit van my gehoor het nie. Here sê, en moenie wag dat dit klaar maak nie. As dit klaar is, dan, of in die vergaderings, dit moet net warm word, dan word daar gevloek en geskel, en na die tyd word daar so gedrink, en dit word, alles wat sleg is, word daar gedoen. Dit is my onvaarbaar, sê die Here, onaanvaarbaar. Want jy is besig met 'n kompromie om met die wêreld daar buite te skik. Wanneer jy met die wêreld elke keer 'n kompromie aangaan en die dinge aanvaar ook van die wêreld. In Jakobus 4 vers 4 sê die Here in sy woord ook, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word hy vyand van God. So wat die Here hier in hierdie brief sê, is nie iets nuut nie. Waar val die Here nou uit die bus uit, ewe skielik met hierdie, om dit so te sê, né? Nee, dit is ou nuus. Die Here sê, dit staan nie aan die einde, in die Openbaring, in die boek Openbaring, maar dit staan al in Jakobus hoofstuk 4 vers 4, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Daar staan dit. Een ding wat ek wil seker maak, nou sê jy, ja, die moet ons nou net agteroor sit en alles tevrede wees en ons monde hou. Goeie Afrikaans, moet ons nou maar ons bekke hou en soos net hier sit. Nee, nêrens sê Jesus of die woord word ons belet om ongelukkig te wees met die staat nie. Ongelukkig te wees met die munisipaliteit nie. Ongelukkig te wees met 'n werkgewer of met enige iets wat in die wêreld is nie. Nêrens sê die Here, ons mag nie ongelukkig wees nie. Maar die woord belet ons wel om soos die wêreld te wees en op te tree en te praat. Want ons is die lig van die wêreld. Ons kan nie dieselfde as die duisternis lyk nie. 1 Johannes 2 vers 15 sê ook, so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte wat ek haat. O nee, dit is vers 15, die volgende vers. 1 Johannes 2 vers 15 sê, moet nie dan die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Saam met Jakobus 4 vers 4. Dit is baie eenvoudig om hierdie hoereer te verstaan. Dit is nie net, Here, ons gaan nie teen nie, ons stel nie teleur nie. Nee, ons hoereer. Die Here sien dit met as hoereer. Om dit te verstaan is, jy is na weergeboorte, word jy die bruid van Jesus. In die gewone lewe, as 'n bruid, die vrou van 'n man, van 'n man weggeloop, vir 'n paar dae by 'n ander man gaan slaap, daar gaan intrek, daar gaan eet en daar gaan bly, dan, wat sê ons? Dan hoereer so vrou. Die Here sê presies dieselfde. As my bruid, my toekomstige vrou in die hemel,
om weg te loop van my af, elke keer weg te loop en die dinge van die wêreld te gaan doen, om die afgodsoffers te gaan eet, daar in te trek, dan horeer jy geestelik ook. Elke keer dat jy die weergeboorte, die bruid van Christus, met die wêreldse dinge, wat die duiwelse dinge is, omgaan, dit beoefen, dit nie weerstaan nie. Here sê, dan eet jy afgodsoffers en horeer jy as die bruid van Christus met 'n ander man. En die ander man se naam is Satan. Amen. So eenvoudig soos dit. Vers 15. Laas vers 15 wat ek toe gedruk het, uiteindelik, so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Hier is die Nikolaïte alweer, wat ons in die eerste brief van gelees het, daar in Efese, onthou jy? Daar in hoofstuk 2 vers 6. Wie was hulle nou weer? Die navolgers van Nikolaas, onthou jy? Wie die Bybel beskryf daarso as 'n Joodgenoot was, en wat 'n diaken was daar in Handelinge 6, wat een van die 7 diakens was wat hulle uitgekies het. Nou, oorspronklik was hy gered, gesalf van goeie getuienis en volk van die Heilige Gees, dit het in vers 3 daar gestaan van Handelinge 6, maar met die tyd het hy dit alles verloor oor godsdienstige diktatorskap en sy eie wysheid, sy eie kop, sy eie idees oor wat die woord sê, oor vals leringe. Sê die Here sê, daar is mense tussen julle, dit begin so goed hierdie brief, maar daar is mense tussen julle wat dinge van die wêreld doen, horeer met Satan, afgodsoffers eet. En dan is daar tussen julle ook nog mense wat, julle eie leringe volg, julle eie waarhede maak, julle eie oortuigings het, nie wat van my af is nie. Dit is daar wat ek in die tweede brief gesê het, dit is daar die wit op swart mense. Ja, maar dit is so, hulle kan net sien dit wat hulle sê, dit wat hulle sien voor hulle geskryf staan. Hoor nie van die Here af nie, kan nie van die Here af hoor nie, want die Here, waar staan dit? Here kan jy nie 'n openbaring gee nie, nee, waar staan dit? Ek kan net gaan op dit wat ek hierso, klink baie vreeslik mooi. Kan nie die woord in die breë konteks sien nie, want hy is vasgehaak op een ding, kan nie die hele woord verder sien in konteks met dit wat hy nou lees nie. En daarom sal hulle stryd tot die dood toe. Right. Nou, die Here sê, maar ek sien, soos onder julle, die wat vashou aan die leer van die Nikolaïte. Die leer van die Nikolaïte is die leer van eie wysheid. Nou, die Here sê, wees gewaarsku, daar is verskeie Nikolaïtiese leerlinge rondom ons, selfs in ons kerke, en die Pinksterkerke ook. Leringe en sieninge oor die dood, oor die hemel. As jy kyk hoe verskil kerke van net verskillende kerke, groepe, oor hulle sieninge oor die dood en oor die hemel. Tot oor die doop. Kerke het al beklei en van mekaar weggebreek, 'n nuwe kerk gaan stig, net omdat hulle beklei het oor een ding, oor die doop, oor nie enige iets oor die doop nie, maar 'n simpel ding soos, moet jy 3 keer onder die water gaan of 1 keer?
verskil oor redding, oor vergifnis, die ewige lewe. Soos daai wat ek verlede keer ook genoem het, wat glo een keer gered en altyd gered. Die Here sê, dit is Nikolitiese leringe. Dit is nie wat julle uit die woord uit kry nie, dit is goed wat julle self verstaan en opmaak vir die waarheid. Pas op vir Nikolitiese leringe. Ek is seker naby klaar, dink ek. Ek wil sê, ons kan lei in die naam van Jesus, nie met die wêreld en met Satan omgaan, met hom skik, kompromiteer nie. Ons kan geloof hê, ons kan ten volle vertrou op die leringe vanuit die Bybel, maar, daar is altyd 'n maar. Baie mense, ja, maar dit kom met die Bybel uit. Ja, hulle gebruik Bybelverse. Die Here sê, jy kan al hierdie goed hê, maar as dit nie ware, suiwer woord en Heilige Gees aangedrewe openbaringsleringe is nie, dan volg jy vals leringe en kan jy verval in tradisie en rituele en self God se toren nie vryspring nie. Baie belangrik om slegs die waarheid en niks anderste as die waarheid te volg nie. Here, help ons, want U is erg hieroor, baie erg hieroor, oor vals leringe. So, ek sluit af en sê net, jy is baie versigtig wie se leringe jy volg. Wees versigtig wat jy lees. Wees versigtig na wat jy luister. Baie kom baie mooi voor, dit klink so vroom, dit klink so mooi, dit is wow, dit klink so mooi, dit klink so waar, dit klink so, maar dit is nie noodwendig die waarheid nie. Omdat die Here sê, menigste sal kom as profete en lyk soos profete, klink soos profete, selfs oortuig vanuit die woord dat hulle profete is, maar pas op, wat het die Here gesê, Matteus 24 vers 11, daar het Jesus het self gesê, en baie vals profete sal opstaan en baie mense verlei. Dit gaan alles oor verleiding, Satans mind nie. Ek weet nie, ek praat nou lelike Afrikaans seker, maar Satan gee nie om nie. Maar ek dink so beter as jy sê, hy mind nie. Hy mind nie dat jy bid nie. Hy mind nie dat jy die Bybel lees nie. Hy mind nie dat jy gaan en verkondig van die Here en praat van hom nie. Solank dit net verdraai is, solank dit net nie kan lewe bring nie, dan is hy gelukkig. Ja, dit irriteer hom, maar dit hou hom gelukkig aan die ander kant, want dit is nie die waarheid nie. Pas op. Vers 16, wat sê die Here vir hulle? Is dit verby met hulle? Nee, die Here sê, vers 16, vir jou, vir my, vir enige een wat in hierdie, wat skuldig staan in iets. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen julle oorlog voer met die swaard van my mond. Wow. Dit is die derde keer wat Jesus dit noem. Hy het dit hier genoem, hy het dit in vers 16 genoem, en in vers 12, en die eerste keer was in hoofstuk 1 vers 16. Dit sê hy, wat die skerp tweesnydende swaard het. Hoekom is dit so belangrik dat die Here sê, dat hy 3 keer noem in 3 briewe? Want alles wat jy hoor en lees, asof alles wat jy self verkondig, moet gesny word, moet
geëvalueer word, wil ek sê, van jouself af, of is dit nie dalk 'n beter woord, beoordeel word met die tweesnydende swaard van God, die woord van God. Dit tel nie net vir jou nie, dit tel vir my ook. Ek moet dit na beide kante toe sny dit. Here, ek laat dit sny vir die wêreld, sny dit terug in die res van die woord, in konteks met die res van die woord as die waarheid. Jesus waarsku. En hy sê, hy sal ons eie leringe, ons interpretasies van die woord, ons oortuiginge, hy sal dit alles, ons prediking, alles wat ons spreek met sy woord beoordeel. Dis wat die Here sê. Dis daarom is dit so belangrik dat hy dit 3 keer noem. Here sê, as jy skuldig staan, daar is die antwoord. Bekeer jou, sodat alles na albei kante toe weg en terug kan skoon sny na die mens toe en in ooreenstemming met God se woord kan sny in die Ou Testament en uit die Ou Testament uit in die Nuwe Testament in. In die vervulling in die Nuwe Testament in. Anderster gaan jy agterbly. Dis wat die Here hier sê. Gaan jy, hoofstuk 4, as ons daarby kom, gaan jy agterbly. Want die Here kom en hy sal oorlog voer teen met die swaard van sy mond teen hulle wat agterbly. Vers 17, dis al nog 'n versie. Vers 17. Wie 'n oor het, en die Here sê nie net van bekeer jy nie, die Here sê nogal hoe. Hy sê altyd getrou, die Here wil ons red, hy wil almal gered hê. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê, aan die gemeentes sê, aan die mense sê, want die gemeentes is die mense. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n bidkeursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Amen. Wat beteken dit? Dit beteken dit eenvoudig wat daar staan. Die Here sê, bekeer jou, draai om. Jy het reeds by weergeboorte uitgekom. Onthou, hierdie briewe is aan mense wie weergebore reeds is. Net verskillende tipe lewens voer. Die Here sê, julle is weergebore, julle moet omdraai, bekeer. Bekeer jou van die verkeerde, draai jou rug teen die verkeerde, teen valsheid, oorwin en bekom 'n aanvaarbare brief en ontvang jou beloning en word in staat om meer briewe en belonings te ontvang. Die beloning is 'n bidkeursteen. Wat is dit? Kom ek verduidelik vir jou. Daarso is 2 klippies. As jy kan mooi kyk, dit is 'n wit klippie en 'n swart klippie. Nou in daardie tyd, die Bybelse tyd, in die hof, as jy in die hof gekom het en hulle het jou saak geluister en dit kom op die einde, wat dis nou die uitspraak, jy gaan nou geoordeel word. Anders is vandag, daar was nie 'n lang
speech gewees en nou en dit en bla 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 bla. Nee, daardie regter, hy het manwoorde gehad, hy het na almal se baie woorde geluister, hy het uitgekom met, en hy het 2 klippies, dit is sulke groot klippies omtrent gewees, wat in sy hand kom pas, en hy het hulle in elke hand 'n klippie gehad, 'n swart klippie en 'n wit klippie, en hy het niks gesê nie, die mense het net gesit en gekyk wat 'n klippie hy uitgooi, as hy 'n swart klippie uitgooi, is jy skuldig, hy het nie nodig om te sê hoekom nie, of enige iets nie, hy gooi net 'n swart klippie uit, skuldig, 10 jaar, doodstraf, wat ook al. Die ander klippie, spierwit klippie, hy het nie eers iets gesê nie, hy het net die klippie uitgegooi, spierwit klippie, en as jy gesien het, jy kry 'n wit klippie, dan weet jy, ek is vry, halleluja. Die Here sê, jy wat vasstaan, wat dit weerstaan, jy sal 'n onskuld ontvang. Die wit klippie met jou naam daarop, 'n nuwe naam daarop. Wow. Dit is wonderlik. Julle sal eet van die verborge manna, sal jy eet. Dit maak baie sin, want die woord van God is ons voedsel. En Jesus is die ware brood uit die hemel uit. Jy sal van die Here af self eet. Jy sal verborgenhede van die Here self ontvang in gemeenskap met hom, in fellowship met hom. Dan gaan jy hierdie klippie ontvang met 'n nuwe naam op. Dit is wow, want as jy daaraan dink, jy sal jou klippie is nie werklik 'n klippie wat ons gaan kry, elkeen 'n klippie nie, maar dit is hoe dit uitdruk. Dit is jou toegang na God se banket, om verdere manna verborgenhede te eet van God af self. Baie mooi hierso, wat hy daar staan, 'n klippie met 'n nuwe naam op, bevestig Jesaja 56 vers 5. Jesaja 56 vers 5 sê daar, ons sal nuwe name in die hemel ontvang. Daar sal dit lees as volg, en ek sal vir hulle in my huis en binnekant my mure 'n gedenkteken en 'n naam gee, wat beter is as seuns en dogters. 'n ewige naam gee ek aan hulle, wat nie uitgeroei sal word nie. 'n naam, 'n hemelse naam. Wow, wow, wow. Here, sal ek nie graag wil weet, wat is my nuwe naam? Gaan jy volhard en dit mis? Nee, dit is genoeg motivering vir my, Here. Nee, oor u en, wow, hoe mooi kan daai nuwe naam dalk wees? Baie mense sê dit sal 'n Hebreëse naam wees. Nee, ek kan vir jou sê nie, die Bybel gee geen aanduiding wat se naam dit sal wees nie. Die Here sê net 'n nuwe naam. Dan staan daar ook in 1 Korintiërs 13 vers 12, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Daar staan, dit is verborge manna eet. Dit is verborge manna eet. Indien jy skuldig staan in enige iets en sê, Here, help my, dan sê die Here, onthou vers 17. Wie oor het, laat hom hoor by die Gees aan die gemeente sê,
en die Gees sê, draai om, bekeer jou, draai jou rug daarop. Ja, maar ek het nou al probeer en ek het nou al hoeveel keer my rug gedraai op iets. Maar niks gebeur nie. Nee, want jy is nie 'n puppet on 'n string nie. Met touwtjies wat getrek word nie. Daar moet 'n self eie ek wil nie. Die Here gaan jou nie forceer nie om te sê, Here, neem oor, ek wil nie meer nie. Sê die Here, dankie, dis mooi, ek ontvang jou. Maar jy het nog steeds eie liggaampie en 'n eie siel, eie emosies en denke. Jy moet self wil nie, ek wil nie so wees nie. Ek wil nie dit volg nie. Ek wil dit teëstaan. Onthou dit. Reg. Dit is die derde brief gewees, die brief aan Pergamos. Amen. Ek vertrou die Here, dankie Here, dit was geseën, dit het vir ons dinge oopgemaak om te verstaan. En ek wil jou nie net so vinnig los nie, ek wil net gou iets hier op die einde, net gou 'n gebed vir jou doen, want die Here sê daar, bekeer. As jy sê, Here, nie meer verder nie, ek het genoeg, gaan ek om met die dinge van die wêreld, compromise ek met die dinge van die wêreld, ek lê dit af, ek draai vandag om, ek neem die besluit om te draai, dan sê die Here, kom doen dit nou, ek was dit nou af, ek vergewe dit nou. Right, kom ons maak uit die oor toe, ek sal dit kort hou en kort sinnetjies wat jy kan volg. Vader, ek kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe, Here, dankie vir die woord, dankie dat U tot ons spreek. Here, ek hoor wat U spreek. Here, ek vergewe my van waar ek, Here, met die vyand hoereer as U bruid, as U geredde kind. Here, vergewe my van waar ek afgodsoffers eet, saam met die vyand. Here, afgodsoffers van dinge wat ek doen en gaan toepas, wat ek nie teëstaan nie. Here, vergewe my, was my nou skoon, ek draai my rug, en ek neem 'n wilsbesluit om dit teë te staan van hier af, in Jesus naam, dankie Here, ek is vry en herstel in U. Amen en amen. Tot Sondag. Sondag sal ons die volgende een doen, die Thyatira brief, ook baie interessant oor wat die Here daarin sê. Tot volgende keer. Shalom, vrede vir jou.